Daar's hy, goeiemôre Dr. Lou. Is verskriklik lekker om julle te sien, as ek jou nog nie persoonlik gegroet het nie. Hallo, is familie en ons is so opgewonde om jou hier te hê. Nou vooroggend wil ek wegspring, teredish. Ons is besig met 'n ons is besig met 'n reeks merke gereed en ek wil wegspring vooroggend deur jou te vertel van my 400 meter daar op hoërskool. Maar voor ek vir jou vertel van 400 meter, wil ek jou vertel van 40. Ons 40 dae Love Like This proses of preekreeks wat binnekort afskop, die 16 Augustus skop ons af met op die soort 2 weke en dan die Woensdag skop ons groeplewe af in terme van die Love Like This reeks. Ons is besig hierdie jaar met hierdie tema, Marked by His Glory, Known by His Love, en is hierdie reeks die reeks wat hierdie jaar tema kom saampad en in ons harte in kom vasmaak. Nou 40 dae, as jy lees in die Bybel, Jesus het 40 dae lank na sy opstanding verskyn aan sy disippels, toe sy opgevaar na die hemel toe. Noag en sy gesin was 40 dae. So jy kan die tema van 40 dae optel deur die hele Bybel. Gaan lees bietjie oor dit, gaan doen bietjie navorsing, maar die een ding wat dit alles, wat al die 40 dae in verband hou, is transformasie. Dis 'n periode en 'n seisoen waar die Here doelbewustelik met ons menslike hart kom werk vir transformasie. En vertrou ons die Here vir elkeen van ons, elkeen van ons wat hier sit, om hierdie known by His love tema regtig te kom vasvat in ons hart. En nou ons elkeen van julle om saam met ons te journey op hierdie 40 dae, Love Like This proses. En wil ek jou nooi, hoe ons dit gaan doen is in groeplewe. Dis waarom ek nou spesifiek die 19 Augustus noem. Wil ek jou nooi, kom join ons. Join 'n bestaande selgroep of kry 'n paar vriende hierso in die gemeente en host dit. Jy kan dit by jou huis host. Ons voorsien vir jou al die video materiaal. Ons het ook 'n boekie wat te koop gaan wees teen R100 en hy sal seker oor binne die volgende week of 2 hierso wees en jy kan jou boekie kry by die Info Toonbank en hy het 40 dagstukkies en gaan ons hele gemeente daardeur gaan. So moenie dit mis nie. Wees deel van een of ander vorm van groep en ek teken aan, daar's 'n vormpie op jou stoel, 40 dae Love Like This vormpie en jy kan daar vir ons aandui en hoe jy graag wil betrokke wees. En dan soos jy uitbeweeg, hoor dit vir ons in die geoboksies. En vir die ouens wat nou al wel aangeteken het, byt net vas, ons soos dit inkom, sit ons dit op 'n XL en ons gaan jou so gou as moontlik laat weet wat se groep en waar, wanneer, al die details gaan daar wees. Great stuff. Nou ja, ek was by my 400 meter storie. Glo dit of nie, ek het so intussen my middel geswik, hy's bietjie geswel, maar ek het 400 meter gehardloop op hoërskool. Julle weet mos, as jy graad 8 inkom, moet jy deelneem aan alles, en ek het net lief geraak vir die 400 meter, man, dit was uitmergelend, dit was in een asem ongemaklik, en in dieselfde sin was dit so bevredigend, as jy die laaste paar meter hardloop. Nou, die oefeninge, dit was ongemaklik vir 2 redes. Die oefeninge, 2 keer 'n week, het jy 3 kilometer gesprint, plus minus, as ek nou my somme reg het. So, die onderwyser het ons laat op ons merke gaan by die wegspringplek vir die 400 meter, dan het ons 400's gehardloop teen 3/4 pas. Daar's meneer Kali, hy was ook 'n naloper, hy sal nou weet waarvan ek praat. Dan hardloop jy, jou gol is uit, daar in die Kaapse somer atletiek seisoen, jou gol is uit, dan drill hy meneer jou 400's, dan tree jy aan by die 300 meter merk, 300's, 200's, en dan gee jy jou beste, hy druk jou vir die laaste, dan tree jy aan by die 100 meter merk, en jy gee jou beste vir die 100, dat jy jouself kan druk vir die laaste hardloop. Nou, dit was die een ongemak, die oefeninge, 2 keer 'n week, jy het geweet, jy gaan by die huis kom, en jy gaan 2 brode op eet, dis hoe honger jy is nou, jy het al jou vette verbrand, en dan, net sê ek was verskriklik, maar as gevolg van dit, die meneer het vir my gesê, moenie jou hempie trek, die wind gaan deur jou ribbes waai. En die ander gedeelte is, as jy kompeteer het, as jy kompetisie deelgeneem het, dan het jy geweet, jy was so ingeoefen, dan weet jy, as jy die laaste 200 meter merk tref, jy is in die laaste draai, jou asemhaling is diep, jou bene voel soos lood, en jy gaan in die laaste 200 meter in, en is uitmergelend, jou hele liggaam skree vir jou stop, jy moet nou ophou, jy gaan doodgaan, maar jy druk deur. Nou ja,
Voel jy ook baie keer, veral hierdie tyd van die jaar, jy is in daai laaste 200 meter. Man, jou gous uit, emosioneel, fisies. Nou, as jy dan in die agterste stryd gehardloop het, kon jy in die hoek van die oog, kon jy die wenstreep sien. Jy sien die skare, in ons dae het ons in Kowet genoem. Al die, daar was President Hoërskool, daar was Parow Hoërskool, ek kan nie ander hoërskool nou onthou nie, iewers in Bellville, dink ek. Maar ek kon die klere van die skole so in die hoek van die oog sien. Nou weet jy, daar is die wenstreep. En jy hoor nie die mense skree, want jy is in 'n agterste stryd, en dan weet jy, dis net daar. Maar jy het nog 'n hele entjie om te gaan om daarby uit te kom. Ken julle daai gevoel van, is hierdie tyd van die jaar, jy ruik al die see, jy ruik al die Boskamp 4 van Desember, jy ruik al, jy sien hoe slaan jy jou kamptent op, jou karavaan, maar jy het nog so ver om te gaan, om daarby uit te kom. Is dit net ek, hè? Is dit julle ook? Hierdie tyd van die jaar, die winter is koud, en jy kan nie wag vir die somer om te kom nie. Nou Paulus, kom kleer vir ons 'n prentjie in Filippense 3, dis ook ons reeks se temavers, so ek wil jy uitnooi, gryp gou jou Bybel, of lees saam op die skerm, maar hy kom sê vir ons in Filippense 3 vers 12 tot 14 sê hy, ek sê nie dat ek dit alles al het, of die doel al bereik het nie, maar ek span my in, om dit alles myne te maak, omdat Jesus Christus my reeds syne gemaak het. Wow, beautiful stelling wat hy daar maak, né? Dan vers 13 sê hy, broers en susters, julle is ingesluit, ek verbeel my nie, dat ek alles al het nie, maar een ding doen ek maak my los van al die dinge van gister. Johan het verlede week daaroor gepraat, die eerste 7 maande van die jaar is verby, ons sit dit agter ons, al die sukses, al die verlore, sit dit agter ons maak ons los van dit, dan sê ek strek my uit na dit wat voor is, ek span my in, om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal, waartoe God my geroep het, in Jesus Christus. Hoekom skryf hy hierdie? Hy is besig om Filippense vir die Filippyne te skryf, maar waar sit hy? Hy sit in huisarrest. Hy is 24 uur vasgemaak aan 'n Romeinse soldaat, en hy is afhanklik van sy vriende, sy Christen vriende, om vir hom kos en al die goed te bring wat hy nodig het, en sit hy daar so, en hy is in hierdie gereed posisie, om te sien wat volgende gaan gebeur. Hy wag vir Nero om 'n uitspraak oor sy lewe te lewer. Gaan hy dood gaan hy lewe? Aan die Joodse owerhede het hom aangekla vir rusversteuring, en nou sy lewe in die balans. So, daar sit hy. Terwyl hy in boeye is, skryf hy aan die Filippense gemeente, en hy sê vir hulle, hoorie, moenie opgee nie, hardloop, strek jy uit na vorentoe, gee dit jou alles, en maak seker, jy maak klaar met hierdie wedloop. Hoe lyk 'n wedloop? Ons almal ken dit, né? Die merke gereed, en dan hardloop jy. So ek het vir ou stryd om. Hierdie manne 2 van, stryd om RW, so wat een kies jy nou? So ek het so vinnig by hom gehoor, hy het atletiek gehardloop. So ons gaan dit gou vinnig demonstreer. Okay, so jy's nou die atleet, warm bietjie op saam met my. As hy skop bietjie die bene, strek 'n bietjie. Okay, op jou merke, maar jy moet nou soontoe, daar is die love is die wenstreep. Okay, so jy kan daar so jou plekkie inneem, daar's 'n streepie vir jou. Alright, op jou merke. As hy die arm, ja, en die vuis tussen die knieë, that's it. Okay, op ons ouderdom. Okay, merke. Dan kom jy, soos dis daaroor Johan verlede week gepreek het, hy kom in gereed merke posisie. Vandag praat ons oor die gereed. Hoe lyk daai gereed stryd om, wys ons, hoe lyk die gereed posisie? Okay, alright. Jy gooi al jou gewig op jou voet, jy moet nog bietjie vorentoe, jy mag nie rus nie, jy moet, dis 'n 15 grade, Chico, okay, as hy, kijk, gooi vir ons in jou beste wat jy kan, as hy, is die gereed posisie, is dit gemaklik? Nee, hierdie hamstring trek styf, al die gewig is hier op die nekspiere, op die skouerspiere, en hier so by die vingers, dit brand, veral op die warm tartan, dit brand so, en as daai ou nie vinnig genoeg bang sê nie, dan begin alles val, dit vir my so gevoel, hierdie triceps begin, lekker, Jim, jy begin so te bewe, maar wat gebeur in hierdie oomblik? Hy luister, dis
binne in hierdie ongemak, hierdie onnatuurlike posisie. As party ons trek hulle knie so hoog op, dan kan jy nie eens ordentlik asemhaal nie. Dit voel of jy so vlak asemhaal en jy wag. En jy wag vir daai oomblik. En dan ewe skielik, bang. Dankie. Kon ons vir atlete 'n stywe hande klap gee? Nou wil ek jou vat na 'n ander voorbeeld toe. Jacques hierson moet vinnig maak. 'n Ander voorbeeld toe. Het jy al pyl en boog gesien met die Olimpiese spele? Ons gaan nou ons wou vir Lise Marie daar laat staan het met 'n appel op haar kop en toe ek nou met Jacques oor die foon gesels oor hierdie gedagte. Hy sê ja, dit klink goed. Hy sal die appel kan raak skiet, maar hy weet net vir ingeval moet ons al liewer nie vra nie. Okay. Maar het julle dieselfde al beleef? Selfe konsep beleef met pyl en boog. Daar's hierdie oomblik waar hulle regmaak op julle merke. Daar sit hy die pyl in, maar daar's niks spanning in hierdie lyf nie. Hy's gefokus, hy weet waartoe hy moet skiet. En dan is daar hierdie fase 2 van maak gereed vir die skoot wat hy nou moet skiet. En julle kan nou nie sien wat ek sien nie, maar hierdie is inspanning. Daai voorste arm is styf en totale in hierdie oomblik. Julle gehoor daar op die TV, alles raak so stil. In hierdie oomblik, dit raak stil, stil. En wat hy nou doen is, hy's besig, terwyl hy hierdie tension beleef, hierdie ongemaklike posisie, staan 'n oomblik waar hy sy oë fokus, sy asemhaling reguleer, en al die geraas uitskakel rondom hom, en wanneer hy reg is, tref hy die merk. Thanks, Johan. Beleef julle saam met my? Beleef julle saam met my hierdie oomblik van tension, van ek kan nie wag, en dis waar ons onsself bevind, baie keer, hierdie seisoen van die jaar. Nou baie keer is hierdie seisoen van die jaar al in Januarie vir jou, of in April, waar jy heeltyd stap met hierdie tension van, Here, dis ongemaklik, hierdie posisie waarin ek myself bevind, is ongemaklik. En Paulus kom help ons en hy sê, hoorie, terwyl jy in hierdie ongemaklike posisie is van huisarrest, wil ek jou tog kom aanmoedig in hierdie oomblik om nie op te gee nie, maar kom herposisioneer jou. Elke keer as jy jouself bevind in 'n ongemaklike situasie, of dit finansiëel is, in jou werk, in jou gesin, as die lewe jou kom druk en jy hierdie tension beleef, dan wil ek jy met die volgende onthou. So ek wil jy met hierdie dis nie stappe nie, maar wil ek jou kom bring na 'n plek om in remembrance in te kom roep, dat wanneer jy in 'n ongemaklike situasie is, om te weet wat jy moet doen in daardie oomblik. So die ding wat ek en jy beleef is die ongemaklikheid van 'n gereed posisie. Die Here wil jou stuur, hy wil jou kom hou vir 'n groter doel, maar wanneer jy kom in daai gereed, is asof die Here vir jou kom sê, merke gereed. En wanneer jy in daai gereed posisie is dit ongemaklik, en die seisoen waarin jy jouself bevind, is nie lekker nie. Nou ons weet, hierdie wedloop waarin ons is nie altyd maklik nie, maar dit is juis in hierdie ongemaklike oomblikke, wanneer ek en jy ons fokus en ons ore moet kom fokus op dit wat God vir ons sê. Ons is so geneig om net op te gee. Billy Graham sê, comfort and prosperity have never enriched the world as much as adversity has. Fire is the test of gold. Adversity is the test of strong men. Terug na my 400 meter. Ek het nou vertel van hoe ek dan die laaste 200 meter ingegaan het. Die laaste 200 meter was my grueling, maar soos ek sê, het was toch baie rewarding op die einde van die dag. Hoekom? Want as jy in die laaste 200 meter is, dan kom al die ongemak van die oefeninge wat jy deurgewerk het, kom dan prakties tevore, en jy gee uitdrukking aan dit waarin jy so hard geoefen het. Jy's in die laaste 200 meter, jy weet hoe om jou asemhaling te reguleer in daai oomblik. Jy begin nie te pant nie, maar jy begin dieper asem te haal. Jy begin te fokus op die rykheid van die suurstof wat jy nou inasem. Jy maak jouself rustig in daai oomblik. Jy posisioneer jou hele liggaam skree, stop, jy gaan nou doodgaan. Dis 'n ongemaklike plek hierdie. Jou bene voel soos lood, maar jy kom praat met jouself. Dis 'n oorlog wat hier binne in jou kop aan die gang is. En jy vir 'n oomblik gee jy 'n terugblik aan al die oefeninge wat jy deurgewerk het, daai meneer wat op jou geskree het, nie so. Ons onderwyser was nogal baie cool geweest, hy het so saam met ons gedrafstap in 'n baie kleiner sirkel, aan die binnekant, maar het vir jou geskree, groter tree, dieper asem, onthou jy's nou hier,
Maar hy het vir ons heeltyd aangepor in daardie oomblik. En is in daai wedloop waar jy besig is, waar jy jou oefening herroep en weet hoe om jou emosies en jou asemhaling en jou hartklop en alles en jou bene wat voel soos lood, leer om te hanteer. Moenie in hierdie lewe die ongemaklike tye in jou lewe sien as onnodig nie. Dit is juis in daai ongemaklike tye waar God die hardste met jou praat, waar God die hardste met jou werk, waar hy kom skaaf aan jou en hou aan jou totdat die volle gestalte van Christus in jou lewe beeld kry. En laat toe dat God hierdie ongemaklike tye in jou lewe gebruik om sy doel in jou lewe te vore te bring. Die tweede ding is, wat gebeur in hierdie merke gereed posisie is fokus en luister. So, ek en jy kan een van twee dinge doen wanneer ek en jy in hierdie gereed posisie is. Ons kan opstaan, want die asemhaling raak min, die spiere kramp, die skouers brand, die nek brand, want jy kyk mos so halfpad op. As jy kan opgee, jy kan terugstaan en sê, nee, hierdie is nie lekker vir my nie. Hierdie is nie, ek ry gister met my seun fiets, daar so by Rietvlei, en daar so 'n paar opdraaientjies, ek en hy oefen, want hy het nou saam met sy neefie begin bergfietskompetisie ry, en nou probeer ons dat ons 10 km fiksheid kan haal. Man, ek, nou ry ek agter hom, en dan ry ons die opdraaientjie op, en sê, ek kan nie meer nie, is nie lekker nie, ek wil ophou, en sê ek vir hom, eet hom soos 'n olifant, my binnekant my, ek kan ook nie meer nie. Jy kan kies of jy gaan opgee teen daai opdraand, of jy kan sê, Here, okay, ek is hier, ek sien die eindwedstryd, die eindlyn, wat kan ek doen in hierdie oomblik, om hierdie oomblik deur te druk, en aan die ander kant uit te kom. Ou Habakuk, in Habakuk hoofstuk 1, kry hy baie slegte nuus. Die Here praat met hom en sê vir hom, ek gaan die Babiloniërs stuur om Israel uit te wis, om die Israel te vernietig. En dan sit hy met, as jy dit lees in hoofstuk 1, dan sit hy met hierdie kwessie van, Here, jy's 'n goeie God. Here, hoekom sal jy slegter mense as die Israeliete gebruik om die Israeliete seer te maak en te vernietig? En dan kom hoofstuk 2, dan lees jy 2 goed. In vers 1 sê hy, I will stand at my watch and station myself on the ramparts. Dit is 'n uitkyktoring. Hy gaan staan op die uitkyktoring, 'n plek waar jy oop en bloot is vir almal om jou te sien, en dan doen hy 2 goed. Hy fokus sy oë en hy luister na wat die Here vir hom wil sê. En jy's in hierdie gereed posisie, en jy wag vir 'n afsitter se skoot om af te gaan. En hierdie moeilike, ongemaklike seisoen wil ek jou uitnooi as gemeente om opnuut jou ore en jou hart te kom spits op dit wat die Here vir jou sê. Ja, die Here het vir jou woord gegee Desember oor Januarie. Januarie het gekom en gegaan. Die winter het gekom. En nou wil ek jou net weer uitnooi en te sê, wat is dit wat die Here vir jou nou sê? Wat is dit wat die Here nou wil hê jy moet doen in hierdie seisoen waar jy is? Wat kan ek en jy doen vir die Here vir die volgende, was nou 5 maande wat oorbly, né? Wat kan ek en jy doen vir die Here in hierdie tyd? Wat wil hy vir jou kom sê in hierdie seisoen? Hoor wat sê Psalm 16, vers 5 tot 8. The way you counsel me makes me praise you more. Your whispers in the night give me wisdom. Het julle geweet, wel, gaan doen bietjie die moeite en gaan bestudeer net hoeveel keer die Here in die nag met sy mense kom praat het. Mense wat moeilike omstandighede was, dan kom die Here en verskyn aan hulle in die nag, in die donkerste tyd van die dag. God is lig en waar hy is lig. Dit voel vir jou soos donkerte, maar God is by jou in die donkerte, en dit is in die donkerste tye wat hy vir jou kom sê, I will counsel you, I will whisper to you, and I will give you wisdom. Showing me what to do next, because I set you, Yahweh, always close to me. En ek wil ek jou kom bemoedig in hierdie seisoen, kom naby aan die Here. Ons weet, ons verkondige teologie wat sê, daar's geen afstand in Jesus Christus tussen jou en God die Vader nie. Ons is geposisioneer om in hom te wees. Justin het volgende begin met Johannes 17 en het praat van 'n union, 'n eenheid met Christus Jesus, eenheid met God. En wil ek jou kom uitnooi in hierdie seisoen, maar kom nader. Kom, kry jouself, posisioneer jouself soos Habakuk en sê, Here, ek sal op die wagtoring gaan staan en ek sal uitkyk dit wat U wil doen vir my, dit wat U wil vir my kom sê in hierdie seisoen.
Amen. Amen. Die laaste ding is, mense cheer jou aan, moenie opgee nie. Ek, Filippense 3 vers 13 sê, ek maak my los van dit wat gister is, ek strek my uit dit wat voor is, ek span my in om by die wenstreep uit te kom. Daai span my in, en of daar so in die sinnetjie wat sê, strek uit na wat voor lê, is 'n Griekse woordjie, epektai nomai. Dit beteken, dis daai laaste paar tree voordat jy oor die wenstreep gaan. Het julle gesien op die TV, wanneer hulle daai replay doen oor wie het gewen? Daai borskas is uit. Elke spier trek styf in daai persoon se liggaam, want hy wil by die wenstreep kom. Hy druk homself na vorentoe. En terug na my 400 meter, daar was hierdie een resies wat ek baie goed onthou. Ek is in die laaste 200 meter, en ek en 'n ander ou van President Hoërskool is kop aan kop. Is in daai 200 meter in, hy's 'n bietjie voor my, toe ons in daai 100 meter kom, haal ek hom in, maar nou bly ons so kop aan kop vir daai laaste 100 meter. Man, maar ek kan voel hoe die krag uit my uitgaan. Ek gee my alles. Ek het net nie meer krag nie, en ek dink, wel, tweede plek is seker maar goed genoeg. Maar hier van die kant af is die hele hoërskoolperde op hulle voete. Al wat jy sien is turquoise dasse en hemde en wit hemde en go Marius! Hou been nou, is dit Kaapenaars, jy weet die kleerling gemeenskap, is lekker betrokke in ons skool. Go, hulle het so liedjie gesing. En dis al wat jy kon hoor. Ek gaan nie sing wat hulle gesing het nie. Maar hulle skree, en man, hoor ek hoe die Here, deur hierdie wonderlike mense, my sê, moenie ophou nie, druk deur, hou aan, en die laaste 50 meter, man, ek maak my groter, nog groter, ek haal nog groter asem, dieper asem, en ek druk myself deur, man, en ek wen hom, by this much, maar ek het hom gewen, ek het eerste gekom, nie gesettel vir tweede plek nie, ek gesê hier, maar het was omdat daar 'n ongemaklike seisoen was van deurdruk, van inspirasie, van input. En laat toe dat die Here in jou ongemaklike seisoen kom input lewer in jou lewe. Moenie die oomblik aframmel nie, moenie die oomblik afjaag nie. Ja, dit is nie lekker nie, maar laat toe dat God jou kom snoei. Die snoeiproses is nooit lekker nie, maar Here, kom vorm my en maak my net soos wat U wil vir hierdie seisoen wat vir my voorlê. En hoor wat sê Psalm 27 vers 14. Here's what I've learned through it all. Don't give up. Don't be impatient. Be entwined as one with the Lord. Be brave and courageous and never lose hope. Yes, keep on waiting, for He will never disappoint. Nou ek jou uit in hierdie oomblik, daar waar jy sit, wie net jou oë toemaak, en net vanoggend jou oor en jou hart kom instem om God se stem in hierdie oomblik te hoor nie. Ek vertrou sodat die Here jou met elkeen van julle gaan kom praat vanoggend.